Graad 12's, welkom terug by Fisiese Wetenskap vraestel 1 Mei Junie 2024. Ons kyk vandag na vraag 7. Vraag 7 handel oor elektrostatika. Elektrostatika se formule sal gevind word binne op die formuleblad onder elektrostatika opskrif. Jy het Coulomb se wet, jy het elektriese veldsterkte wat 'n E het, jy het Coulomb se wet bereken 'n krag, jy het ook elektriese veldsterkte, 'n krag deel deur lading, jy het potensiaalverskil is gelyk aan die energie, wie werk deel deur die lading, die aantal elektrone is gelyk aan lading deel deur elementêre lading. Die konstantes wat sal gevind word en wat gebruik word in hierdie formule is Coulomb se konstante K en die lading van die elektron E. Die scenario, vraag 7. So kyk na die scenario. X is 'n punt en die punt is 0,025 meter weg vanaf 'n 4 nanocoulomb puntlading, sien die diagram hieronder. So ons het X en hy is 0,025 meter. Onthou afstand en verplasing in fisika is in meter en moet omgeskakel word na meter toe. Ons het ook 4 nanocoulomb. Nou nano is 'n voorvoegsel en alle voorvoegsels, jy kry mikro, jy kry nano en jy kry pico. Hierdie voorvoegsels beteken maal 10 tot die mag minus 6, nano is maal 10 tot die mag minus 9 en pico is maal 10 tot die mag minus 12. Die nanocoulomb moet omgeskakel word vir ons berekeninge na coulomb toe. 7.1.1 teken 'n elektriese veldpatroon. So elektriese veldpatroon moet geteken word as gevolg van die plus 4 nanocoulomb lading. Dit beteken hierdie het 'n lading wat positief is. 7.1.2 bereken die grootte van die elektriese veld by punt X. So elektriese veld, ons moet E bereken. So E is elektriese veld sterkte. 7.2 twee identiese neutrale polystyreenballe A en B word met 'n geïsoleerde ligte onreikbare touwtjies van gelyke lengtes vanaf die plafon gehang, so in die diagram getoon. So ons het 2 wat hang van die plafon af. As ons kyk na bal B word dan aanvanklik 'n negatiewe lading, kie B met 'n onbekende grootte gegee, die balle trek mekaar aan, raak en stoot mekaar dan weer af. Die balle kom tot stilstand met die middelpunt 10 cm. Centimeter omgeskakel word na meter. Ons kry milli en ons kry centi. En milli is maal 10 tot die mag minus 3 en centi is maal 10 tot die mag minus 2. Dit is ook voorvoegsels wat moet omgeskakel word. Weg van mekaar gestoot en elke touwtjie maak 'n hoek van 9 grade met die vertikaal. Sien die diagram hieronder. Daar het die 2 polystyreenballe gehang, hulle het mekaar aangetrek en weggestoot en dit maak 9 grade met die plafon en hulle is 10 cm weg van mekaar. 7.2.1 stel Coulomb se wet in woorde. Dis 2 punte. So Coulomb se wet is 'n definisie wat op die formuleblad sal gevind, wat op die eksamenriglyn sal gevind word. 7.2.2 bereken die grootte van die aanvanklike lading op kie B wat aan die bal B gegee is indien die massa van elke balletjie 0,012 kg was. Graad 12, dit is die vraag 7. Op hierdie oomblik kan jy die video stop en die vraag probeer. Wanneer jy klaar die vraag uitgewerk het, dan kan jy die video voortsit. Kom ons beweeg na die uitwerking van die vraag. 7.1 Die teken van die elektriese veldpatroon. 'n Elektriese veldpatroon is dit belangrik om te toon die volgende, omdat ons sfeer,
Hy is positief en by positief beteken dit ons veldlyne beweeg weg van plus na minus. Belangrik, weg van plus na minus. Jy kry 1 punt vir die korrekte vorm en dan kry jy die korrekte rigting weg van die lading af. So is weg van plus na minus beweeg die elektriese veldlyne. Indien jou veldlyne kruis, dan gaan ons 1 punt aftrek, so jy gaan die helfte ontvang. Maak seker dat die veldlyne, hulle is loodreg op die puntlading of die oppervlakte van die sfeer en maak seker dat hierdie veldlyne nie mekaar kruis nie. Hy moet loodweg wees en hy moet reguit op die loodreg op die oppervlak wees en hulle mag nie mekaar kruis nie. So dit is weg van plus na minus. Dit is 7.1.1. 7.2 bereken die grootte van die elektriese veld by punt X. Dus die grootte van die elektriese veld by punt X. Die korrekte formule is elektriese veld is gelyk aan Coulomb konstante maal met die lading deel deur die radius tot die tweede mag. Dit beteken die afstand tussen die twee. Jy vervang Coulomb se konstante 9 maal 10 tot die mag 9 en hier sien ons dat ons het nano jy verander na maal 10 tot die mag minus 9. So moenie vergeet om nano om te skakel met maal 10 tot die mag minus 9. Ons deel deur die afstand en die afstand is 0,025 meter en die korrekte antwoord word vir jou gegee. So graad 12, 7.1.2, wanneer hulle vra vir elektriese veldsterkte wat jy bereken. Dit onbekende is E. Die korrekte formule met 'n vorm van substitusie sal vir jou 1 punt verseker. Die eenheid van die elektriese veldsterkte is Newton per Coulomb. So die eenheid is Newton per Coulomb. Maak seker jou eenheid is korrek. Jy kan dit in wetenskaplike notasie gee of jy kan dit ook in standaard notasie gee. 3 punte. 7.2.1 Coulomb se wet in woorde, die definisie wat gevind word op die eksamenriglyn. En die definities as volg. Die grootte van die elektrostatiese krag wat een puntlading op 'n ander puntlading uitoefen, is direk eweredig aan die produk. En die woordjie produk moet ingesluit wees van die grootte van die ladings en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle. Dit is ons definisie. Maak seker dat elke woord binne in die definisie saamgevat word. As ons kyk na 7.2.2, die neutrale polistireenballe het gehang van die plafon. Die twee het mekaar aangeraak en weer weggestoot. So twee identiese neutrale polistireenballe A en B word met geïsoleerde ligte onrekbare touwtjies van gelyke lengtes vanaf die plafon gehang, soos in die diagram getoon, by die eerste gedeelte. Bal B word dan aanvanklik negatiewe lading, B, met 'n onrekbare onbekende grootte gegee. Die balle trek mekaar aan, raak en stoot dan mekaar weer af. Die balle kom tot stilstand met die middelpunt 10 cm van mekaar af. Die touwtjie maak 'n hoek van 9 grade met die vertikaal en daar kan ons sien die 9 grade. Hulle vra dat ons die grootte van die aanvanklike lading bereken wat aan die bal B gegee word. Ons kyk na ons uitwerking. Heel eerste sien ons dat ons moet 'n vektordiagram moet teken. En omdat hierdie bal B hy lê stil, sien ons dat die volgende, hierdie skets vir bal B, sien ons dat dit is 'n geslote vektordiagram. Die massa gee vir ons dan 'n krag wat ons gewig het, soos kan Fg wees, en het ons ook 'n elektrostatiese krag wat B ondervind. So B ondervind ook 'n elektrostatiese krag. So daar sien ons gravitasikrag wat ons gewig is en ons elektrostatiese krag wat bal B ondervind as A
En dan het ons 'n spanningskrag wat deur die tou beweeg. So hierdie kragte kan saamgeteken word, dan kry ons 'n vektordiagram met 9 grade wat dit met die vertikaal maak. Ons kan dan die volgende uitwerk. En die volgende uit te werk, gebruik ons die hoek 9 grade. Dus 9 grade gebruik en ons kyk van bo af, dan sien ons dat hierdie is die teenoorstaande sy en dit is ons aangrensende sy. Teenoorstaande sy is y en hierdie een is x. Dit sê vir ons dan, dit is tan theta is y oor x. So as ons omskryf, tan van 9 grade is gelyk aan die elektrostatiese krag gedeel deur die gewig. En as ons formule uitskryf, dan kry ons elektrostatiese krag is gelyk aan die gewig maal met tan theta. En as ons hom invul, dan kry ons elektrostatiese krag is gelyk aan die massa maal met gravitasie en hy's tan theta. En as ons al die substitusies doen, ons kry om die elektrostatiese krag uit te werk, vind ons uit dat ons gewig is 0,012 kg maal met 9,8 en tan 9 grade. Ons kry elektrostatiese krag van 0,0186 Newton. Wanneer ons die elektrostatiese krag kry, dan voeg ons dit binne in Coulomb se wet. Binne Coulomb se wet se formule om die ladings uit te werk. QA en QB was twee identiese neutrale sfere gewees. So dit beteken al twee was dieselfde gewees, dis hoekom ons Q tot die tweede mag het. Die 0,1 is die sentimeter en ons moet senti wat is vervang met maal 10 tot die mag minus 2, dit is dan 10 gedeel deur 100 wat vir ons 0,1 meter gee en 0,1 meter is vervang. En met dit kry ons dan die Q wat ons uitwerk 1,44 maal 10 tot die mag minus 7. Omdat al twee dieselfde is, deel ons dit deur 2 en ons kry dan 'n antwoord van 2,88 maal 10 tot die mag minus 7. So graad 12, jy moet wanneer jy elektrostatika vrae kry, wanneer daar hoeke is, moet jy teruggaan na jou trigonometrie toe. En omdat die polystyreenballe stil lê, vorm hulle altyd geslote vektordiagramme. En by geslote vektordiagramme moet jy dan vir ons jou trigonometrie funksies gebruik en al die kragte, die som van al die kragte is gelyk aan 0. En dit vorm 'n geslote vektordiagram. So dit is 7.2.2 en 7.2.2, dit is die einde van vraag 7. Dankie graad 12.